Ok, julle, ons doen vandag die voorlesing van die profeet Jeremia. Jeremia is 'n baie belangrike boek. Ek wil maar hê julle moet dit noukeurig luister en sommer saam lees as julle kan. Is maar net so belangrik soos Jesaja. Jesaja is maar baie meer gefokus op die koms van die seun, waar Jeremia weer 'n bietjie reëls nagaan en kyk na watter goede die mense mag doen en nie mag doen nie. Ja, so hier gaat hy. Die eerste deel wat ek oor wil gesels is, so voor Jeremia uit die moederskoot uitgekom het, het die Vader hom geken en hom geheilig en hom gekies as profeet. So is belangrik om daai net jy weet in ag te neem en te verstaan hoe dit maar al werk. Dis my opinie en dis wat die Bybel ook maar sê, jy weet. Dit word maar vooraf bepaal of jy dit wil weet of nie. Nou, hy praat nogal baie verder oor moenie afgode hê nie, soos wat ons mos nou maar weet, jy moet die Vader lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele wese en dit is juist dat jy dan nou nie afgode moet dien nie. Dan word daar ook gepraat van die leenpen van die skrywers, wat nogal belangrik is. Mens moet dit maar altyd in gedagte hou, dat as jy gewoonlik maar iets sien wat nie heeltemal sin maak nie, dan moet jy maar gaan bietjie navorsing doen en gaan uitvind hoekom staan dit so geskrywe. En jy sal vinnig agterkom as jy deurgaan of teruggaan na die Hebreëus toe, of die Grieks as jy nou dink aan die Nuwe Testament. Dan kan jy maar gaan kyk, hoe kan jy dit, jy weet, daar sê net maar 'n woordjie, en daai woordjie het baie keer meer as een betekenis. En dis maar waar dit baie keer inkom. Jy moet maar seker maak dat jy daai navorsing doen, veral as jy nie iets verstaan nie. Kyk, as jy dit verstaan, is dit fyn. Dan sal jy gewoonlik baie goed kry ter bevestiging. Maar as daar regtig iets is wat jou onseker is vir jou, gaan doen jy navorsing. Gaan vind uit en kyk wat is dan nou eintlik wat daar moet staan. Dan Jeremia 10 is my nogal 'n belangrike een, 'n groot een. Hulle praat daar spesifiek oor die Kersboom, die Kersfees effek soos wat ons dit in vandag se tyd ken. Ek meen, ons weet die seun is nie gebore in Desember 25 nie. Ons weet dis die winter solstice, dis gebruik as 'n afgodsaanbidding en hulle het dit nou maar ingewerk. Julle kan gaan navorsing doen, die Katolieke Kerk erken dit. Dis presies wat hulle gedoen het. Maar wat bietjie erger daar is, as jy in Jeremia 10 lees, dan praat hulle van die hele Kersvader ding. Jy weet die ouens wat aangetrek is in purperrooi en hulle kap 'n boom uit die bos en hulle versier hom met goud en silwer. Jy weet, so mens moet maar wakker slaap as jy hierdie tipe goed doen. Jy weet, baie van die goed dink jy is onskuldig, maar as jy bietjie dieper navorsing gaan doen, dan gaan jy agterkom, hierdie goed is nie so lekker nie. So gaan luister maar weer 'n bietjie Jeremia 10. Dan kan jy dit nou maar self jou besluit maak daar. Jy kan te vergeefs bid. Is nogal 'n belangrike een. As die Vader se straf gerig is, dan draai sy gesig basies weg van jou af. So jy kan bid tot jy blou is. Jy weet, jy moet met 'n rouklaag basies kom. Jy weet, as oor die kop gooi, hoe ook al jy dit nou wil jy weet sien, jy moet regtig baie berou hê in hoe jy dit hanteer. Anders hy draai sy gesig weg van jou af, want dis 'n strafgerig. En dis maar hoe dit werk. Jy weet, ja, dis maar 'n realiteit van die hele Bybel. Mens kan dit maar op 'n paar plekke sien. So dis belangrik. Ek meen, die hele Jeremia is maar gebaseer op om te kyk waar die ouens die kat gestreel het en hoekom het hulle die kat gestreel. Ja. Daar word ook dan nou gepraat van 'n skeybrief wat gegee is vir Israel. Onthou, die twee stamme is mos nou uitmekaar uit, so jy het Judea of Juda, wat daar is in jy kan nou seker maar sê waar Israel vandag is. En Israel was die ander 10 stamme. So Judea het bestaan uit Juda en Benjamin. En ja, so daarso is nou wat hy aanraak, wat hy sê hy gee 'n skeybrief aan Israel. Oor dat hulle nie wou ophou die kat streel nie. En omdat hulle simpel goed aangejaag het die hele tyd. So
jy weet, weer eens belangrik dat jy moet verstaan dat jy weet, daar's implikasies vir wat jy doen. Maar daar's ook herstel. So soos wat ek nou gesê het, die Vader draai sy gesig weg van jou af, maar as jy rou beklaag en regtig erge jammer is oor wat jy gedoen het, dan sal hy jou uit die verdrukking uit verlos. Ja, so dan het ek maar net gou hierso kyk. So is altyd vir my interessant as jy kyk met Jeremia, jy weet, hy het nou in die tyd het hy nou maar basies vir Israel probeer waarsku en sê moenie meer hierdie goed doen nie, doen eerder die regte goed. En natuurlik vir hom vermoorde daarvoor. Dis mos nou maar hoe dit werk in sulke tye. Ek dink ons is ook besig om in sulke tye in te gaan. En dan word daar ook geraak, jy weet, die verwoesting van die land en die voorspelling van die oor die verwoesters. Jy weet, dan raak dit nou weer 'n scenario waar jy kan kyk aan die Deuteronomium straf. Jy weet, as jy hierdie goedjies doen. So is nogal interessant, jy kan nogal 'n lyntjie trek daardeur. Ja, net interessant daai enetjie. Ek het nou aangeraak Jeremia wat te vergeefs vir die volk bid, want die strafgerig is uitgevoer. Jy weet, en soos ek sê, daar is 'n herstel, maar as jy dit nie wil doen nie, dan is dit wat dit is. Ja, jy gaan nie wegkom daar aan dit nie. Ja, en dan, jy weet, jy moet maar seker maak dat jy net doen wat jy moet doen. Jy moet nie snaakse goeders doen nie. Hy raak ook later weer die heiliging van die Sabbat, wat jy moet doen op die Sabbat. Jy moet nie werk nie, vreemdelinge en al daai goedjies moet nie werk in jou poorte nie. En dan weer, wat sal gebeur as jy dit dan nou nie doen nie? So, dis maar belangrik. Jy weet, die pottebakker, jy weet, dit is ook maar interessant, jy weet, jy weet, hoe die pottebakker sy klei bymekaar maak ensovoorts, en ons lees ons nou maar later ook, jy is 'n stuk klei wat gemaak word op wat jy moet wees en hoe jy moet doen. Ja, en dan hy gebruik ook die pottebakker die potte vir die pottebakker se kruik vir die verwoesting van Jerusalem. Jy weet wat ook nou nogal interessant is op die einde van die dag. Ja, so weer 'n keer, jy moet maar net doen wat jy moet doen. Daar's nie 'n snaaksigheid om dit nie. Mens moet maar seker maak dat jy net volgens in jou lewe sorg dat jy jy weet, die geloof hanteer en beproef en doen soos wat dit jou vir jou geopenbaar word. En dis nou wat ek in die heel begin gesê het van Jeremia wat uitverkies was, jy weet, ewen voor sy geboorte. So sekere mense gaan maar, jy weet, die goed navors en aangaan vir aanhou is dit nie nodig nie, jy weet, dit pla hom nie regtig nie. Maar verkeerd bly verkeerd. So jy kan nie sê, o nee, maar ek het nou maar hierdie gedoen want ek wil jy weet, wat ook al jy dit nou wil na kyk nie, maar verkeerd bly verkeerd en dit is die groot ding. So mense moet maar ook maar wakker slaap teen daai ding, maar nie almal is genoodsaak om natuurlik om hierdie goeters dieper te vat en uit te dink en seker te maak dat hulle weet wat daar aangaan nie. En nie almal het die antwoord nie. Ek glo op jou en as ons almal bymekaar kom, sal ons 'n antwoord hê. En daai antwoord behoort dan die waarheid te wees, maar elke ou sal maar sy bietjie bring. Ja, dit is wat dit is. Hy het ook geprofeteer teen die koninklike huis van Israel en dit is maar ja, dis maar wat gebeur as jy die moeilikheid maak. Hier is 'n stukkie wat ek net gou wil aanraak in Jeremia 23. En dit gaan vir my oor die predikante en pastore en priesters en al sulke goed. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy moet seker maak dat as jy hierdie goed doen en uitspreek, dat jy nie snaakse goed noodwendig kwytraak nie, tensy jy 180.000% seker is van wat jy praat. Jy weet, as jy dit nie net so uit die skrif uit kan vat nie, is ek maar altyd bietjie skepties daaromtrent. Maar ja, Jeremia 23 vanaf vers 2 gaan ek gou lees. Daarom so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas, julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie.
kyk, ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die hemelse Vader. Ek self sal die oorblyfsel van die skape versamel uit die lande waarin ek hulle verdryf het, en ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, waar hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. So dis 'n presiese verwysing na die ouens wat nie hulle werk doen nie. En is nogal belangrik, jy weet, die priesters en dominees en goeters, hulle moet seker maak, hulle moet eintlik in die woord leef, om seker te maak dat hulle dit tot die beste van hulle vermoë kan uitdruk en kan doen in jou eie persepsie al wegvat, dat dit nie impak het op wat jy sê en hoe jy dit doen nie. Ja, so dit is maar nou wat ek daaroor wil sê. Julle kan maar self ook gaan luister. Daar's baie verwysing na die priesterskap, as ook die mense kan seker maar sê kerke, of wat ook al jy dit nou wil noem. Wat 'n mens maar net moet mooi luister en seker maak. Jy weet, as jy in hierdie amp staan, verstaan net wat is die implikasies daarvan as jy moeilikheid maak en hoe jy gehanteer gaan word oordat jy die kat gestreel het. En nie jy weet, die regte goed vir jou lidmate ensovoorts gegee het nie. Is nogal baie belangrik in my opinie. Jy moet nie daai miskyk nie, want jy gaan vir jouself 'n lekker laat pluk. En ja, dis nie iets om oor bly te wees nie, want ek wil nie daai ouens wees verniet nie. Dis baie belangrik vir my. Ja, mense, en soos ek nou gesê het, Jeremia moet julle maar baie sorgvuldig deurgaan. Daar is ongelooflik baie kennis en inligting in dit, en wat jy wel kan toepas in vandag se tyd ook. Ek dink daar's van die jy weet, van die profete en goeters soos wat geskryf staan, wat vervul is met die koms van die seun. Maar ek dink ook daar's baie van hierdie goedjies, jy weet, as jy bietjie gaan kyk met ons wat vandag se tyd gebeur, is dit nogal interessant dat dit dieselfde tendens volg en dieselfde scenario, jy weet, is maar soos daai sê ding, mense wat nie leer uit hulle eie geskiedenis nie, moet dit op die einde is gedwing om dit weer te herhaal. En ek dink is belangrik, jy weet, laat ons maar jy weet, gaan luister maar net goed breedvoerig. Jy hoef nie noodwendig te luister wat ek sê of glo wat ek sê nie, maar ek dink is baie belangrik om net die boek deur te gaan en seker te maak, soos ek sê, al lees jy dit of al luister jy dit en jy lees dit op dieselfde tyd en konsentreer. Jy weet, moenie te veel op 'n slag doen nie, en dan maak jy seker dat jy wel verstaan wat daar staan en ook jy weet wat daar gebeur het. Dit is baie belangrik, want ek dink daar's baie, soos ek sê, vergelykings wat 'n mens kan tref tussen daai tyd wat gebeur het en wat nou besig is om te gebeur, nie net in ons land nie, maar reg deur die wêreld. Jy weet, die goed is ja, dis rof hoor. Ek is van die opinie dat ek weet nie hoeveel erger dit nog kan raak nie. Maar nou weet ek ook, jy weet, ek dink as jy in die 60's was met die hippies en daai goeters, dink ek was dit maar seker dieselfde, of jy dieselfde gevoel. So dit is maar wat dit is. Jy weet, dit is nie jy weet, dit voel dalk nou vir jou erg of wat ook al, maar jy het nie in 'n ander tye geleef nie, so jy gaan nie weet hoe was dit daai tyd nie. Maar al wat ek wil sê is, jy weet, maak maar seker jy hou jou saak reg. Moenie bekommer oor ander ouens se probleme nie. Moenie betrokke raak aan ander ouens se probleme nie. Dis hulle probleme. Sorg dat jy jou eie huis in orde het, en van daar af jy weet, hou jy jou huis in orde. Daar's geen rede om vir jou om betrokke te raak in enigiets anderste, in bekgevegte met mense wat jy nie meer saamstem nie, ensovoorts. Hou maar net jou huis in orde, en op die einde van die dag sê jy agterkom, hoe meer jou huis in orde is, hoe beter sal dit met jou gaan, en hoe meer geseënd sal jy wees. Moenie bekommer oor ander mense nie, laat hulle self uitsort, en dit is wat dit is. Ja, maar mense weer, ek gaan nog een keer sê, gaan luister Jeremia baie aandagtig, is dieselfde maar as Jesaja. Hiervanaf raak dit nou bietjie makliker met die minor profete, kan jy seker nou maar sê, of minder belangrike profete, of nou, ek dink nie daar's minder belangrike nie, kom ons sê die kleiner profete, raak dit nou bietjie makliker, maar Jesaja en Jeremia is baie belangrik, en is
belangrik om daai boeke te verstaan en wat daar gebeur het. En dit kyk hoe dit van toepassing is in vandag se tyd. Okay mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ons praat weer.